Okay, birth story. So, kry 'n koppie koffie en kry 'n stoel en sit want jy gaan hierdie wil hoor. So, laas jaar die tyd, omtrent die tyd was my dogtertjie gebore. Die 8 Augustus. Daar was gesê dat sy gaan die 15 Augustus hier wees. En toe ek gaan vir my laaste OB appointment, toe sê hulle nee, jy sal 2 cm ontsluit, so ons gaan dit vroeër skei, want ons is seker die babietjie gaan vroeër kom. So skuif hulle dit toe na die 11 Augustus toe, en my maternity leave het begin die einde Julie, en einde Julie toe ek begin half pop, like, ek was groot, ek sukkel om te draai in die bed, en ja, maar om terug te gaan, ek sukkel verskriklik baie met PCOS related goed, soos endometriose, gewasse, cysts en sulke tipe goedjies in my baarmoeder en my ovaries. So, as jy 'n girlie is wat met dit sukkel, jy weet. En ja, dit was net nie vir my 'n lekker tyd nie. Ek was in die laaste 2 jaar, van laas jaar en die vorige 3 jaar, ek was in 'n kwessie van 2 jaar vir 2 operasies en moes vir 'n derde enetjie gegaan het. Hulle het endometriose verwyder en 'n cyst aan my ovarie het hulle verwyder, en dokter het, terwyl hy besig was binne in my ovaries en goedjies en in my maag en so, want dit word mos met 'n kameraitjie gedoen, soos 'n baie klein snytjie, en ja, toe ek uit die narkose, of uit die operasie uitkom met narkose en goedjies, my man, wat daai tyd my kerel was, het langs my bed gestaan, en vir my gesê, die dokter het gesê, hy gaan nou by jou wees, hy wil graag met ons praat, en so het hy gesê, okay, ons het nou gesien, het ons nou ingegaan het met die kamera en die goeders, dat jy het 'n gewas binne in jou baarmoeder, en hulle gaan dit moet verwyder, of ons gaan dit moet verwyder, het die dokter gesê, en ek het vir hom gevra, maar wat is die risiko's, soos ek wil nie gaan vir die operasie nie, as ek kan loop met dit, loop ek met dit, en ek en my man het glad nie op daai stadium belang gestel, of ek sal nie sê belangstel nie, maar ons was nie in 'n punt van in ons lewe waar ons reg was vir kinders, of kinders wou gehad het van ons eie nie. Soos as julle sal weet, ek is 'n stiefmamma van 2 awesome kiddies, 'n seentjie en 'n dogtertjie, en ek is so lief vir hulle. So ek het getrou met kiddies. Ek is 2 kinders ryker. Ek sien dit nie as baie van die ander mense wat sal sê, ja, dit is 'n las of sulke goed nie. Nee, wat, hulle het my lewe verander in baie goeie maniere, en ek is verskriklik lief vir hulle. Hulle is soos, ons is baie close, en ek is verskriklik lief vir hulle. Maar besides the point, so ons is op daai stadium nie reg finansiëel vir kinders whatsoever nie, en dit was ook nie 'n topic wat ons al oor gepraat het, so in diepte nie. Ons het gepraat van kinders later aan, en so, maar dit was nie 'n diep topic op daai stadium nie, en dokter het gesê, wel, jy gaan nie kan swanger word nie, jy gaan, as jy swanger sou word, by some miracle, dan gaan jy 'n baie gekompliseerde swangerskap hê. Toe het ek en my man gepraat, en ons het besluit, okay, wel, vir die sake of laat ons wil later aan kinders het, want toe meer mens met dit loop, groter raak het, gevaarliker raak het, en alles, en toe besluit ons, okay, ons sal die operasie doen. Die operasie was gestel, of gemaak vir die 12de. Hou in gedagte, hierdie was begin November, die operasie was gemaak vir die 12de Desember. Dit was 'n donderdag. So, die maandag het ek vir Inkeis 'n swangerskaptoetsie gedoen, en net om seker te maak, ek meen, hulle gaan nou sny in jou lyf so, en werk waar, as daar babietjie is, werk hulle daar,
En ek het 'n baie fyn lyntjie gesien op haar lyn, op haar toetsie, en my man het gesê ek's mal, hy het gesê ek het lyn oë, daar is nie 'n lyn nie, en het dit net vir my gesê, en ek het geen simptome gehad nie, ek was nie naar nie, ek het wel my tyd gemis, maar ek was 2 weke terug in vir 'n operasie. So, my liggaam was nog besig om, het ek gedink, om self reg te kry, want daar was gewerk aan my ovaries. En, nee, dit is nie. Maar anyway, Woensdag doen ek weer 'n toetsie, net om seker te maak, want ek sou die Donderdag ingegaan het. Woensdag doen ek 'n toets, 2 toetse, al 2 is positief, met 'n lyntjie op. Nie 'n helder lyntjie nie, maar daar's 'n lyntjie op. En ek is eers in disbelief, want dokter het gesê ek kan nie swanger raak nie. En as ek swanger raak, is dit 'n gekompliseerde swangerskap. So ek was in disbelief dat ek swanger is, en ek was so gestres, want ek weet mos nou wat die dokter gesê het. En julle, ek het vir 8 maande geloop, amper 9 maande. Ek het nie een komplikasie gehad in daai swangerskap nie. Nie een nie. En hierdie is eintlik 'n testimony wat ek moet deel, want ek praat baie soos my dogtertjie is my miracle baby. En dis hoekom ek dit sê. Sy is my wonderwerk babietjie, want buiten die feit dat daar 'n gewas was sy geskep deur die Here in my maag. En boonop dit, toe ons die dokter vra, ek was vir 'n C-section in, maar ek sal nou by dit kom. Toe ons ingaan vir die C-section, toe vra ek vir die dokter, hy moet asseblief kyk, en ek het gedurig deur die sonars in die swangerskap gevra, hulle moet seker maak die gewas pla nie of whatever. En dokter het elke keer vir my gesê, maar ons sien nie 'n gewas nie. Ons sien regtig nie 'n gewas nie. En julle, toe dokter met die C-section ingaan, daardie tyd, toe ek nou in die recovery room is, toe vra ek hom, dokter het ons nou gekyk, is daar iets? Sy woorde aan my was, Joanniek, daar is geen gewas binne in jou baarmoeder nie. Julle, my dogtertjie is 'n miracle van die Here af. Sy het my genees van wat die een dokter gesê het ek het, wat ek moontlik gehad het, en die Here het dit net weggevat. Sy is my miracle baby. Mense kan vir my sê wat hulle wil, daai meisiekind het my lewe gered op soveel maniere wat sy nie eers besef nie. Sy het my genees, letterlik. So, ja, ek gaan nou vir julle vertel oor my birth story. Daai was net my testimony wat ek vir julle moes vertel het, wat ek voel die Here het al vir my gesê ek moet dit met mense deel. Daai is my testimony van my swangerskap en my hele health journey met die swangerskap. So, maar ek gaan nou vir julle in hierdie is part 1, gaan na part 2 toe, dan vertel ek vir julle van my actual birth story, want daai gaan julle wil hoor. Daai was 'n groot surprise.